Ons doen vandag die invloed van key. Daar is 'n key wat daar staan. Invloed van key op die mother functions wat julle verlede week moes teken, né? Nou ons eerste mother function is mos 'n reguit lyn. Mother function, ons net mooi sê. Y gelyk aan x wat 45 grade hier deurloop. Want hy gaan deur. Ek gee vir jou kans as jy jou liniaal wil gryp. Okay. Hy gaan deur 1 1 en dan gaan hy deur 2 2 en hy gaan deur 0 0. 45 grade. Dis die moederfunksie. Hierdie punt is 1 1. Hierdie punt is 2 2. Nou sê nou maar ek tel by elkeen van hierdie punte by die y-waarde 1 by. Wat gaan 1 1 raak? Ek tel by die y-waarde 1 by. 1 2, né? Ek tel hier 1 by. Skuif hierdie 1 op, wat raak hy? 2 3. En as ek vir 0 0 1 opskuif, dan raak hy 0 1. Die effek is dat jy 'n parallelle lyn kry. So. En as hierdie een se vergelyking y gelyk aan x was, dan is hierdie ene y gelyk aan x plus 1, want ek het hom 1 opgeskuif. Kom ons skuif 1 af. So van hier af, hier is die mother, die moeder, y gelyk aan x, ons skuif haar nou 1 plek af. So 0 0 raak 0 minus 1. 1 1 raak 1 0. 2 2 raak 2 1. Parallel. En wat gaan sy vergelyking wees? Iemand sê my. Juffrou, is dit dan y is gelyk aan x min 1, juffrou? Dit is inderdaad. So die invloed van key is op en af. Die invloed van key is op en af. Nou gaan jy vir my sê, juffrou, maar jy sien 'n key op hierdie bladsy nie. Onthou julle, in jou les het jy 'n moederfunksie gehad, maar jy het ook gehad die formule. Hierdie is die formule vir 'n reguit lyn. Sien jy lyk anders as daai een? Hierso is die key 0, want ek het nie aan die lyn op en af geskuif en hy gaan deur die oorsprong. En sy A-waarde of sy gradiënt, sy skynste is 1. So hy het wel 'n A-waarde, sy A-waarde is 1. Die ander letter wat ons vir A graag gebruik is M vir gradiënt. Be brave gou saam met my. Sonder om te teken. Sonder om te teken. Hoe gaan dit lyk as ek 2 afskuif? Van hierdie moeder af. Hoe gaan dit lyk as ek 6 opskuif? Jy kan net daar by die huis self probeer of jy dit reg kry. 6 op. Boel het gegaan deur 1 1 en minus 1 1. En dan deur 2, kom ons kyk gou waar sal 2 deurgaan. 2 kwadraat is 4. 4. En hierso 2 minus 2 kwadraat is ook 4. Hoor gou wat sê ek vir jou nou? Hy is simmetries om die y-as. Sê dit gou daar alleen by die huis sonder dat iemand anders vir jou luister. Simmetries om die y-as. Right. So wat gaan die vergelyking word as ons 4 afskuif? 4 afskuif. Dit kom aan die agterkant van die x kwadraat, heel aan die einde, want die formule is nou weer y gelyk aan ax kwadraat plus q.
In graad 11 dan sit ons hier by die x die links en regs in, daarso. Maar in graad 10 doen ons net vir op en af. Op en af. So hoe lyk 4 af? 4 af is min 4. Nou kom ons skuif gou 4 af. Nou moet jy op my skerm kyk, asseblief moenie nou teken nie, kyk vir my. Van hier af gaan ons 4 af. 1, 2, 3, 4. Mooi beplan, Helene. Van hier af 4 af. 1, 2, 3, 4. 4 af. 1, 2, 3, 4. En weet julle hoe weet ek, hy gaan nou hierso deur 2 en min 2 gaan. Wat is x kwadraat minus 4 se faktorisering as jy het gelykstel aan 0, die verskil van vierkante, sê gou? X minus 2. En x plus 2, né? Daar sit hulle. Maar ek stel net belang of jy nou vir my die vergelyking kan gee. So hy is y gelyk aan x kwadraat minus 4. 4 af. Wat is sy naam? Wie kan onthou? Hiperbool is hypermoeilikheid. Y gelyk aan a op, daar is 'n a op x plus q. Kan ook 'n k wees, party handboeke gebruik k, maar omdat ons nou werk met die invloed van a, gaan ek hom maar so hou. By die oorspronklike funksie, die moederfunksie het hier geloop. En meneer het niks in sy les gesê van hoekom hy 2 dele het nie. Onthou julle, hy het net punte gedoen vir die een deel en toe teken hy die ander deel in. So ek gaan nou gou 'n bietjie meer tyd spandeer aan die hiperbool in hierdie geval. Hy is ons vreemdste ene. Eerste ding is, hierdie ding het 2 goeters. As jy 'n meisiekind is dit graag wil hê, hoe jou ma wil hê jy moet wees, en seunskinders, dis graag ons wil hê julle moet die meisiekinders hanteer. Jy mag kyk, maar jy mag nie vat nie. Mag glad nie vat nie. Nou hierdie pink stippellyn hier, hierdie pink stippellyn, noem julle mos nog julle lewe lank die x-as. Maar die x-as het 'n vergelyking, sy vergelyking is y gelyk aan 0. En net so vir die y-as. Wat is die y-as se vergelyking? Hy is nou goed. X is gelyk aan 0. X is gelyk aan 0. OK. Hierdie 2 goed is die hiperbool se asymptote. Nou in graad 11, hou nou gou my vingers dop. In graad 11 gaan ons hom nog links en regs ook geskuif. Dan gaan hy deur die y-as 'n afsnit maak, maar nie nou nie. In graad 10 skuif ons hom op en af. So hy gaan x-afsnitte maak wat hy nie nou het nie. X-afsnit is hierdie lyn gaan deur die x-as somewhere. So wat is hierdie 2 goed se name? Ek begin met 'n A. Asymptote. In Engels, asymptotes. You never touch it. Nou een van hulle het julle maklik gekry. Julle het gesê mens kan nie deel deur 0 nie. Deling deur 0 is ongedefinieerd. So daarom mag x nie gelyk wees aan 0 nie. Daar sit hy. X mag nie gelyk wees aan 0 nie. Maar hoe werk die ander ene? Ek gaan net gou 'n ander papier hier bysit. As 'n mens x-afsnitte wil hê, dan maak jy vir y gelyk aan 0. Nou kom ons vat gou 'n voorbeeld soos y gelyk aan 1 op x. As ek nou vir y gelyk maak aan 0, en ek maal oor kruis, dan maal die x mos met die 0, almal met my? Dan kry ek 0x is 1. Nou kan 0 maal enigiets gelyk wees aan 1. Glad nie, né? So hier's nie 'n waarheid in nie. Hierdie kan nie. Hy het nie 'n oplossing nie. Hy het geen oplossing nie. En daarom het ek 2 asymptote, een by y gelyk aan 0 en een by x gelyk aan 0. Maar OK, ons steur ons nou min. Kom ons skuif nou gou ons grafiek op. En as jy dink aan die ander, toe ons afgeskuif het ons agter die moederfunksie geskryf hoeveel ons afskuif. So ek gaan nou hierdie ene asseblief wil afskuif met 3. 3 af, ons gebruik 1 op x.
Wat gaan hy raak? 1 op x en heel agterna minus 3. Maar nou gaan hierdie blou, gaan ons nou 1, 2, 3 plekke afskuif. Wat beteken hierdie pink asymptoot skuif ook 3 plekke af. Van y gelyk aan 0 af skuif hy 1, 2, 3 plekke af. Hy gaan nou hier sit. En hierdie hele prentjie skuif 3 plekke af. My highlighter kry. So een van hulle gaan nou hier onder sit en een van hulle gaan nou hier bo sit. Ek wil nou nie jou prentjie te erg bejinx nie. Maar alles skuif af. Maar die belangrikste een wat jy moet kan uitfigure is wat is die, sit asseblief jou foon se vibrate af. Is die nuwe asymptoot is y gelyk aan minus 3. Want hy skuif 3 af. Skuif goed terug na die voorste 2 toe. By die reguit lyn was hy op en af daar by Q en nou moet jy dit gaan bysit daar. Hierso was dit die actual y afsnit of the y-intercept. By die parabool, as ek 4 afgeskuif het, het ek deur minus 4 gegaan. So die Q is die y-afsnit, the y-intercept. Maar by die hiperbool is dit die asymptootse vergelyking, want die ding gaan nie deur die y-as nie. Hy het nie 'n y-afsnit nie. So hier is dit die asymptoot. En om spesifiek te wees, die horisontaal. Skryf daarby, horizontal, horisontale asymptoot. Die vertikale een gaan in graad 11 by x sit, as ons links en regs gaan. Horisontale asymptoot en hy sit by Q. Y gelyk aan 2 tot die mag x was 'n stygende grafiek, baie weird. Dis waarmee ons nou te doen het met corona, flattening the curve. Ons wil hy moenie eksponensieel styg nie, want eksponensiële styging is vrek vinnig. So daar is jou eksponensiële grafiek. Kom ons skuif hom 2 plekke af. 2 af. Hierdie ding het ook 'n asymptoot, nê? Wie kan onthou waar sit dit? Wat raak hy nie aan nie? Hy kom baie naby, maar hy raak nie aan nie. Ons almal weet sy naam is die x-as, ja. Maar sodra ons praat in terme van asymptoottaal, skus, daar spel ek dit verkeerd, dit het net 1 s. Asymptoot is dit y gelyk aan 0. Want op hierdie as is y heeltyd 0. So wees versigtig vir daai fout, hulle gaan nie vir jou punt gee as jy sê x-as nie. Kom ons skuif 2 plekke af. Ons gaan van ons y afsnit af, 2 af, 1, 2, daar's 'n kolletjie. Ons gaan van 1, 2 af, 2 af, 1, 2. Waar gaan ons nuwe asymptoot sit, sê gou? Van hier af 2 af, 1, 2. Sit by minus 2. Jy moet hom invul. En dan kan ons nou ons grafiek teken. Ek gaan hom in groen teken. Daai 'n kurf te veel op. Hy lyk of hy weggaan van die asymptoot af. Moet ek maak hom reg? Hy moet naby aan die asymptoot kom, maar hy mag aan hom raak nie. Dit is die invloed van Q.